Here Jesus, neem ons bede aan. Here Jesus, stuur ons en lei ons waar U ons wil hê. Dankie Here dat ons ook nou U woord mag oopmaak en uit U woord uit ook kan lees. Kom ontmoet vir ons opnuut met U woord in hierdie oggend, o Heer. Here, ons is lief vir U. Ons sukkel net so nou en dan om dit te wys. Maar stel U ons in staat, Here, om werklik U getuie te wees in hierdie wêreld waar U ons geplant het, o Heer. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons gaan stil staan by hierdie temas in hierdie jaar wat voorlê. Kersfees, God met ons. Paasfees, God vir ons. En in die Pinkstertyd, God in ons. En dit is die 3 areas waarop ons as gemeente in hierdie tyd nou wat voorlê, ons identiteit gaan vind. Opnuut weer gaan herontdek wie Christus is, wat sy hoop vir ons is, wat sy plan vir sy gemeente is, wat sy roeping vir sy gemeente is, en hoe ons in hierdie 3 fasette ons self kan vind en kan uitkom daar waar God wil hê ons moet wees. Ek sal hierdie ook uitstuur op die groepe. Daar is soveel verhale in die Bybel en soveel mense wat vir ons kan vertel van 'n maar God oomblik in hulle lewe. Gewoonlik in daai situasies wanneer dit wil voorkom, hier is nie nou meer hoopie, hier is nie nou meer kans nie, afgeskryf, teen 'n muur, voor 'n kloof, hooploos, bang, vrees, en dan maar God het 'n ander plan. Dis 'n vers wat ons al so baie keer in mense se lewe gehoor het, woorde wat mense al vir ons gesê het, mense wat nou 'n ontkominge gehad het, maar God het anders besluit. Ek het so 3 aanhalings uit die Bybel, of 3 gedeeltes uit die Bybel, wat ek wil hê ons net vir 'n oomblik by moet stilstaan, voordat ons dan nou uitkom waar ek graag wil uitkom, maar dis ook situasies waar die volk en God se kinders in 'n plek was, waar hulle gevoel het, hier is ons op ons eie. Hierdie wat ons nou in die oë staar is te veel. Die Engelse het so mooi gesegde, hulle praat van when the chips are down. When the chips are down. In Afrikaans, lippe teen die klippe. Uitgeslaan, jy lê daar, koeltjies hier by die mond uit. En dan tree God na vore. Partykeer is dit ook nodig dat ons daar kom, want Paulus sê mos, wanneer ek swak is hy sterk. Maar ons as mens het mos hierdie ingesteldheid van, maar ek moet self. Ek moet self eers dit uitsorteer, ek moet self eers dit regkry, en dan is my begroting nou daarmee heen is, dan gaan ek nou maar na God toe, en dan vra ek nou hoe nou. Want ons put mos eers al ons eie bronne uit, ons eie wysheid, ons eie kennis, en dan, kom ons probeer nou maar die Here. Plaas dat ons dit net omdraai, né? Die lewe gaan nou maar baie makliker wees as ons minder wil self en God meer wil toelaat. Maar dit is ook 'n ding wat van die vroegste tye afkom. 2 van die aanhalings wat ek by wil stil staan, hou baie nou verband met mekaar. Dis Efesiërs en Romeine, ironies genoeg deur dieselfde skrywer geskryf, Paulus. Maar sien, Paulus was uitverkoop aan iets wat ons noem die evangelie. Want die evangelie was die finale openbaring van God wat gesê het, maar God. En dit het hy gedoen op Golgotha. Toe hy daar lewe, hoop, 'n verwagting, uitkoms, vergifnis vir sy kinders, sy mense bewerk het.
In Efesiërs 2 lees ons die volgende woorde: Ons is deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen net waartoe ons liste ons gelei het en wat in ons gedagtes opgekom het. Vanweë ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moet word, maar God. Nou elke keer as jy in die Bybel, daar's 'n hele klomp, ek gaan nou nie almal uitlig gee, want dan gaan ons redelik lank hier binne wees. En ek gaan nou nie op my eerste preek op die eie hier saam met julle oor 'n uur gaan nie, ek moet dan nog eers bietjie gesig koop. Maar God, elke keer as jy die woorde maar God lees in die Bybel, kan jy weet, hou vas, hier kom dit nou. Paulus sê dit op so 'n mooi manier, hy sê, maar God is ryk in barmhartigheid en ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak, uit genade is julle gered. Amazing stuff. Nee? Ons was dood, ons was hopeloos, ons was niks werd, maar God, elke keer tree God na vore met die openbaring, hier is ek. Daar is so 'n verhaal van 'n skildery. Ek gaan nou nie te veel op die detail ingaan, ek wil ook nie 'n goeie storie met feite bederf nie. Maar die skildery se naam is Skaakmat. En dit word geïllustreer waar God en die duiwel skaak speel met mekaar. En dit lyk so asof die duiwel oorwinning in hierdie bordspel het. En toe kom daar 'n skaakmeester by die skildery aan. Toe sê hierdie titel is verkeerd. Want die koning het nog geskuif. By God het die koning altyd nog geskuif. En deur die skrifte word dit geopenbaar met die woorde, maar God het iets anders. Romeine 5 vers 7 tot 8, 'n mens gee tog nie sommer jou lewe prys nie, selfs nie vir 'n regverdige nie. Ja, tog vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterf. Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, deurdat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Maar God. Toe niemand na vore wou tree, of niemand na vore kon tree, in Hebreërs kon tree vir ons nie, stuur God vir Christus. Maar God. En dan een van die, jy kan nie anders as om te glimlag as jy die verhaal van Genesis 50 lees nie. Daar is tot 'n musical oor hierdie ou se lewe geskryf. Joseph and his Technicolor Dreamcoat. Josef se hele lewe was gekenmerk met ingrypingsmomente, maar God. Sy broers het hom verkoop, maar God het 'n ander plan gemaak. Potifar se vrou het hom verlei, maar God het 'n ander plan gemaak. God het voortdurend na vore getree en Josef se lot verander en dit so gebruik dat op die ou einde God se volk in Egipte heenkome kon vind, omdat daar soveel hongersnood in die land was. So God kom en hy verander die lot en hy verander die situasie en hy verander die omstandighede na die betere. Maar God. Ek wil die uitdaag om dalk opnuut weer vars die verhaal van Genesis 50 te gaan lees. Wat vir my interessant is, as ons nou Josef kyk, hy het nooit homself loop bejammer van, hierdie mense is nou so lelik met my nie. Hierdie een is nou te onregverdig nie. Hy het niks en niemand blameer nie. Elke keer as hy daar met sy lippe teen die klippe lê, het hy God gesoek en het God hom elke keer kom ontmoet. Het God hom kom optel en het God sy lot verander. Want die koning het altyd nog 'n skuif. Altyd uitkoms, altyd hoop. Altyd.
want hy's God. Maar God. So bevind die volk Israel hulle regtig in 'n moeilike situasie. Hulle vind hulle op 'n plek van hooploosheid. Geen inkomste nie, geen land, geen koning, niks. Uitgelewer, identiteitloos, gestroop van hulle land, gestroop van hulle alles. In duisternis vasgevang, hooploos. En ewe skielik hoor jy die woorde van die profete wat echo. Maar in die land wat daar duisternis is, sal daar nie langer donker te wees nie. In die verlede het die Here die gebiede Sibilon en Naftali verneder, maar in die toekoms sal hy die pad na die see van Galilea toe die Jordaanstreek en die gebied van die heidene in eer herstel. Want die volk wat in donkerte geleef het, het 'n groot lig gesien. Oor die wat in die donker land was, het 'n lig geskyn. U het die wat nie meer 'n nasie is nie baie gemaak, hulle blydskap groot gemaak. Hulle het in u teenwoordigheid hulle verbly, soos mense wat bly is in die oestyd, soos hulle juig wanneer hulle die byt verdeel, soos die dae toe Midian verslaan is, het u die juk wat op die volk gedruk het, die stok waarmee hulle geslaan is, waarmee hulle gedryf is, gebreek. Elke soldateskoen wat in die oorlog gebruik is, elke uniform wat met bloed bevlek is, sal verbrand word, deur die vuur verteer word. Want vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee, en hy sal heers en hy sal genoem word wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Sy heerskappy sal uitbrei en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig en in stand hou deur reg en geregtigheid van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here, die Almagtige, sorg. Jesaja 9. Micha 5 vers 1 sê die volgende woorde: Maar jy Bethlehem Efrata, jy is klein onder die families in Juda, maar uit jou sal daar iemand kom wat aan my behoort, en hy sal in Israel regeer. Sy begin lê ver terug in die gryse verlede. Hy sal na vore kom en sy volk lei deur die krag wat die Here hom gee, deur die sterkte van sy naam, van die Here sy God. Hulle sal woon tot in die uithoeke van die aarde, want hulle leier sal sterk wees. Hy sal vrede bring. Die regeerder uit Bethlehem sal ons red. Die van Jakob wat oorbly, sal tussen die nasies wees, tussen baie volke. Dit is die heenkome van God se volk, as God ingryp. Ironies genoeg, Micha en Jesaja het oorspronklik nie hier van Jesus gepraat nie. Want daar was leiers wat na vore getree het in hierdie tyd, aan wie hierdie woorde toegedig is. Maar hulle kon dit nie reg kry nie. En Matteus sien dit raak. En hy sê, maar hier by ons is hierdie een. En Matteus gaan na die profete toe. En hy gaan lees die profesieë van die tyd. En hy sien hoe elkeen van hulle op 'n manier platgeval het. En hy sê, maar hier is die openbaring. Christus Jesus. Matteus is die eerste een wat daai lyne intrek uit die Ou Testamentiese profesieë uit. En begin die evangelieskrywers vir ons die verhaal van Jesus vertel. En toe die wyse manne by Herodes kom, toe laat roep Herodes die profete en die priesters van die kerk, en hulle sê, ja, die profete het al lank terug van hom gepraat, en hulle het gesê, hy sal uit Bethlehem uitkom. En sien God se maar skuif, is bietjie anders as wat ons hom altyd verwag. Toe die menslike kapasiteit uitgedien is,
Toe die tyd van die wet tot verlossing uitgedien raak, kom Christus en hy kom sê, hier is ek. Nou gaan ek vir julle wys, hoe handel ons van hier af vorentoe. Ek het nie gekom om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Ek gaan nou vir julle wys hoe ons handel met die wet en die profete. Natuurlik die Ou Testament. Christus het nooit 'n streep deur die Ou Testament kom trek nie. Hy kom wys vir ons net hoe werk 'n mens met die Ou Testament. Want sien, hy is die wonderbare raadsman, die magtige God, die ewige Vader en die vredevors, wat in die Ou Testament al begin voorspel is. Hoekom skryf hulle hier? Hoekom skryf die profete hierdie volk? Want die volk het nêrens gehad om te gaan nie. Uitgelewer, uitgedien, lippe teen die klippe. En dan begin die profeet, die lig is op pad. Julle wat in duisternis is, die lig is op pad. Dominee, maar hoe maak ons dan nou vandag daarmee? Ons is al so 2 jaar verder as die profete en as die volk en die profete in ballingskap. Ons sê die lig is hier. Want ons gaan nou in die fees van die lig in. Die fees van die koms van Christus. Die lig wat die wêreld kom verlig. Is hier. So wanneer ek in my duisternis rondtas, van wat ook al hierdie sluier van duisternis oor my lewe wil trek, moet ek onthou, ek het 'n wonderbare raadsman, 'n magtige God, 'n vredevors, 'n ewige Vader. Op 'n manier kom 'n mens op hy ouderdom in jou lewe wat jy dink niks en niemand kan jou iets vertel nie. En dan éventueel is die lewe so, ek sien jy praat nou met hierdie span hier voor my. Julle is dalk nou daar, ag wat sê die dominee nou vir my vanmôre? Ek maak maar so met die studente, ek sit hulle so nou en dan op die spot. Ek los nou eers die gemeentekinders, hulle loop swaar genoeg deur elke Sondag. Maar jy weet, iewers gaan jy op my lewe kom en jy net gaan sê, joh, ek is nou moeg vir groot mense, wie is iemand in my nou help. Hier het ek raad nodig. As jou wonderbare raadsman. Hy is daar. Hy is daar. Jy moet net vra. So maklik is, Here, help vir my, regtig. Ek weet nie hoe vorentoe nie. Maar dan as hy vir jou die raad gegee het, moet jy dit vat. Want anders gaan jy oor 2 weke dieper in die moeilikheid vir vars raad moet vra. Hy is die kenner van die tye. Die oorsprong van alle dinge. En omdat God die kenner van die tye is, weet hy nie net wat vandag nie, maar ook nog gaan gebeur. En dis die God wat ons aanbid. God is buiteom ons hele denke en belewenis verhewe. So, as jy mos nou weet wat in die einde van die boek staan, gaan jy mos nie nou hier deur hierdie klomp papiere sukkel nie. So dis eintlik maklik. Gaan na die een toe wat die boek geskryf het. Here, U weet hoe hierdie paadjie loop, help U vir my hier deur. U weet hoe ek hier moet deur. U ken die plan. Ons moet tog nie oor God se raad verleef wees nie. Ons kan regtig gaan skep. Die kruis van Jesus het dit vir my moontlik gemaak om voor die genadetroon van God te kan gaan staan, om voor die wonderbare raadsman te gaan sit en sê, ek het nie idee wat om vorentoe te doen nie, maar hier is ek. Hier is ek. Vat my, stuur my, help my. Maar ek moet ook erken dat ek nie God in my eie lewe kan wees nie. Want sien is wanneer ek God in my eie lewe is, wat hierdie goed bietjie bots met mekaar. Wanneer ons so bietjie in opstand kom, dat ek 'n magtige God nodig het, om beheer van my lewe te vat. Maar hy gaan dit net doen as ek dit vir hom gee.
Ek moet oorgee. Die Here Jesus het gesê, jy moet wat in jouself? Julle almal ken die versies. Wat moet ek in myself doen, sê maar? Kan nie hoor nie? Sê? Nee, regtig. Sê? Sterf. Ek moet sterf in myself. Ek moet sterf in myself. En dis daar waar baie mense sukkel. Want ek is hom regtig nog te belangrik. Maar ek kan nie God as God in my lewe bely, as ek nog God in my eie lewe wil wees nie. Ek moet sterf in myself. Want as ek in myself gesterf het, dan het ek iemand se versorging in my lewe nodig. En dis daar waar God ons soos 'n Vader sal versorg. Wat weet wat ek nodig het vir vandag. Nou as ek God is my wonderbare raadsman het, as ek hom as die magtige God in my lewe het en ek onder sy sorg en sy genade leef soos my Vader, dan is wat die gevolg daarop? God se vrede in my lewe. En watter beter geskenk in die lewe is dit? Wil ons hê dan vrede. En dis nie nou vrede die afwesigheid van guns en bomme nie. Dis daai stuk innerlike hartsvrede wat ek net by God kan kry. Net by hom. Vir die herders is ons gesê, vrede op aarde, vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Dis sy droom, erfenis vir ons, sy vrede. Eerste vrede tussen my en God. Dit moet nou ongelooflik wees, né? Onthou die Bybel sê, God vir sy kinders, God is stil tevrede met jou. Nou wie hoe lyk stil tevrede? Dis hy agteroor sit skoentjies uitgeskop. Hy een toon loer so deur die kous, my maakie saak, jy het vrede. Dis hoe God oor sy kinders voel. Nou ongelooflik wees, as God van die hemel en die aarde oor my stil tevrede moet wees. Wow. As hy na my lewe kan kyk en sê, oor hierdie ou drommel het ek vrede. Tjoe. Dis nogal iets om na te jag. Dis bereikbaar, en dis moontlik, nie nou meer oor maar God nie, want God. Hoekom sê ek want? Want Johannes 3 vers 16 ruk die pad na die evangelie oop, en hy sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En dit is hoekom ons Kersfees vier. Want God wil vir jou wees, 'n wonderbare raadsman, 'n magtige God, 'n ewige Vader, 'n vredevors. Hy wil sy lig in jou lewe laat skyn. Hy wil sy hoop en sy genade as 'n erfenis vir jou gee. Want jy hoef nie pap geslaan deur hierdie lewe te gaan nie. Daar is hoop, daar is erfenis, daar is rykdom, daar is gawe. En julle, wat is die wonderlikste? Ons het dit net nou gelees. Hy gee dit sonder dat ons dit verdien. Sonder dat ek dit verdien. Kom stel hy het tot my beskikking. Vat. Ek het 'n oom geken wat gesê het, joune.
Hy twyfel nie daaroor nie, hy is nie bekommerd daaroor nie. Vat. Kom haal, kom skep. So daai goedjies waaroor ons in die lewe bekommerd is, moet regtig nie ons lewe regeer nie. Regtig. Dit moet nie vir ons so belangrik raak dat ons die vrede van God in ons lewe mis nie. En sê, ons raak so vasgevang in hierdie goed hier voor ons, dat ons vergeet om te leef. En sien, die mense val gewoonlik die hardste, wanneer hulle in die donker probeer rondtas. Jy weet mos hoe werk het met 'n springasjagtery. Almal hardloop lekker as die spotlight aan is, maar as hy af is, dan val ons vol struisneste in die veld. Ons val op ons hardste, wanneer ons buite hierdie goed om probeer leef. God nooi ons in. Hy het hom eintlik nou opnuut weer hier op 'n manier kom bemark vanmôre. En daar is nog baie meer, maar die kan ons ontdek hoe nader ons aan hom leef. Maar bly in God se lig, want wanneer ek in God se lig is, dan is daar beheer en orde en rustigheid en kalmte en vrede, en dan hanteer ek ook goed wat oor my pad kom anders. So vir jou vanmôre wil ek sê, want God. Amen. Daar is geleentheid vir stilte, waarna ek vir ons sal afsluit met 'n gebed. Here, dankie dat U lig vir ons deurbreek in ons lewe. Help ons om U lig na te jaag en in die lig te lewe. Help ons om tuis te wees in U lig, in U sorg, in U leiding, in U raad vir ons lewe. En dankie, Here, dat dit ook vir ons binne in ons bereik geplaas is, sonder dat ons dit verdien. Amen.